Geliefdes, baie hartlik welkom by hierdie erediens vandag. Dit is die gebed van ons hart dat elkeen hier die warmte en die liefde van God deur sy Gees gaan ervaar. Ons gaan vandag in die besonder met die vrou, die gelowige, liefdevolle vrou in die koninkryk van God praat en die eienskappe wat hierdie vrou in haar lewe uitleef, gaan ons hoor wat die Here daaroor vir ons leer. Liefdes, maar mag jy elkeen hier werklik ervaar, so spreek die Here, Here. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk deur God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons gegroet met sy seëngroet. Kom ons antwoord die seëngroet van die Here en ons sing Gesang 84. Kom ons staan, dan sing ons Gesang 84 vers 1 en 2. Psalm of Gesang? Psalm. Ekskuus, Psalm 84. Psalm 84 vers 1 en 2. Kom ons staan. Geliefdes, voordat ons Spreuke 31 vers 10 tot 31 lees, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Vader dat ons nou na nog 'n week van genade en liefde uit u hand, hier as u kinders, ons hoofde voor u kan buig in aanbidding. Driemaal heilige, drie-enige God, Skepper van alles wat bestaan. Ja, u wat die mens geskaap het op die 6de dag en ons as mens elke dag voed en onderhou sedert u skepping. Here, maar onmiddellik bely ons, wat is die mens dat u nog aan ons dink? Die mensekind dat u ons steeds besoek. Ons is verlore sondaars, bedelaars. Sonder u verdien ons die dood. Daarom kom loof en prys en dank ons u uit ons harte vir die beste iets wat ooit met 'n mens kan gebeur, wat met ons gebeur het. U het ons in en deur u seun Jesus Christus aangeneem as u kinders. U het ons kom red van die dood en die sonde. Daarom sing ons
saam met die psalmdigter, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hemelse Vader, ons vra U nou, open U woord vir ons, dat ons net U kan hoor in hierdie oggend. Lei ons deur U Heilige Gees en deur U woord in hierdie erediens, maar ook deur elke dag van ons lewe. Vader, dan kom ons soos die tollenaar in nederigheid en pleit by U. Wees ons arme sondaar genadig. Ja, Here, vergewe alles wat ons ooit teen U gedoen het. Was ons wit soos sneeu in die bloed van ons Here Jesus. Here, en as dit U wil is, maak ons elke dag hoe langer hoe meer gereed om vir ewig as kinders van U saam met U te lewe. Ons bid dit van U Vader in die naam van U Seun, ons Verlosser en Here, Jesus Christus, en deur die krag van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as agtergrond voordat ons uit die boek Spreuke lees, Spreuke 31 vers 10 tot 31, enkele agtergrondopmerkings. Geliefdes, die boek Spreuke is 'n lys van wyshede en waarhede wat God aan die mens gee om aan ons die duidelike verskil tussen die nou paadjie van God en die breë pad van die wêreld aan te dui. In die boek Spreuke word aan die gelowige man, vrou en kind op 'n treffende wyse verduidelik hoe ons as gelowiges in God drie-enig moet lewe. In hoofstuk 31 lees ons hoe die goeie Joodse ma van koning Lemuel hom vermaan. Nou geliefdes, ons weet regtig bitter min van hierdie koning af. Ons weet nie wie hy regtig was, waar die gebied was waar hy regeer het nie, en wie sy moeder was. Maar in hierdie merkwaardige hoofstuk waarsku sy ma hom in verse 1 tot 9 hoe hy as koning moet regeer. Sy ma verduidelik hier watter kwaliteite hy behoort te openbaar in sy koningskap. Eerstens sê sy dat hy nie losbandige vrouens moet aanhang nie, maar deur sy lewe rein en heilig voor God moet lewe. Verder dat hy nie sterk drank moet drink nie, aangesien sy oordeel as koning regtig negatief beïnvloed gaan word as hy nie nugter en wyse besluite kan neem. Want onthou nou, as hy dronk is, gaan hy mos nou nie 'n nugter en wyse besluit kan neem nie. Dan vra sy hom om die armes, die weerloses en al die geringstes te beskerm en vir hulle in te tree as hulle deur ander benadeel sou word. Hulle moet hom as hulle koning regtig kan vertrou, omdat hy hulle sake op die hart dra. Verder moet hy altyd regverdig oordeel en veral seker maak dat die armes en die behoeftiges billik en reg behandel word. Geliefde, en hierdie is wonderlike raad aan die jong koning. Maar dit is ook hoe elke kind van God behoort op te tree. Geliefdes, en dan van vers 10 af, gaan sy voort met hierdie liefdevolle waarskuwing aan haar seun. Ons lees Spreuke 31 vers 10 tot 31. Alef, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Bet, die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Gimel, sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Dalet,
Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, wat van ver af bring sy haar brood in. Waf. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestende deel aan haar diensmeisies. Saïm. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Get. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Tet. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Job. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Kaf. Sy brei haar handpalms uit na die elendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Lamek. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Men. Sy maak vir haarself dekens. Haar tabberd is van fyn linne en purper. Noen. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sameg. Sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaars. Ayim. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelikheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Sadi. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Koef. Haar seun tree op en noem haar gelukkig, haar man ook en hy prys haar. Resh. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Shin. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Taf. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Geliefde, tot sover ons skriflesing. Salig is elkeen met die woord van die Here hoor, dit in sy of haar hart bewaar, dit oordink, hier uitgaan en dit gaan doen. Ons teksvers is vers 10 wat eintlik 'n opsomming van die hele gedeelte is. Alef. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe lyk die ideale vrou vandag? Die vrou wat as rolmodel vir haar kinders en ander jong meisies moet dien. Hieroor gaan baie mense van mekaar verskil. Maar daar is basies twee standpunte. Aan die een kant sal daar die vrou wees wat werk, wat 'n suksesvolle beroepslewe opbou, wat gelyke regte soos gelyke salarisse en gelyke voordele en behandeling van haar werkgewer eis, wat absolute gelykheid in die huishouding van haar man eis. Vrouens wat al 'n buiteegtelike verhouding of twee gehad het, of wat al 'n keer of twee geskei was. Hierdie vrou verdien 'n baie groot salaris en is eintlik van niemand afhanklik nie. Haar man of kinders moet nie in die pad staan van haar persoonlike doelwitte nie. Haar beroep is regtig vir haar baie belangrik. Ontbyt in so 'n huishouding is gewoonlik koue ontbytpap wat 'n mens in winkels koop. En daar word meermale wegneem etes bestel as wat tuis kos gemaak word. Haar man moet ten minste net soveel werk in die huishouding doen soos sy. Sy dra die heel nuutste modes. Sy gym elke dag of ten minste 'n paar keer per week saam met haar gymvriende en vriendinne.
Haar kinders het elkeen hulle eie kamer met hulle eie TV, hulle eie rekenaar, die heel nuutste selfone en hulle eie internet. Hierdie vrou het haar eie oortuigings oor die meeste sake, wat deur die moderne tendense van die wêreld beïnvloed word. Sy sal in enige geselskap opstaan en almal oortuig van haar kundigheid en haar meerdere kennis oor die meeste sake. Hierdie vrouens bly nooit regtig verlang getroud nie. En haar kinders is voortdurend in die moeilikheid by die skool, of waar hulle ook al bevind. Maar hulle ma help hulle uit enige moeilikheid, want haar kontakte en haar invloed strek wyd. Dwelms, drank, partytjies en baie geld is gewoonlik deel van hierdie kinders se lewe. Geliefde, en hierteenoor is die vrou wat God in die Bybel beskryf as die lieflike, gelowige en deugdsame vrou. Die Heilige Gees beskryf hier in Spreuke 31 hoe hierdie vrou lyk, wat meer werd is as baie juwele. Geliefde, en reg deur die boek Spreuke lees ons hoe die Heilige Gees 'n liefdevolle, gelowige vrou beskryf. Ons lees onder andere in Spreuke 5 vers 18 en 19. Mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. In Spreuke 12 vers 4. 'n deugdsame vrou is die kroon van haar man. Dan hier in Spreuke 31 van vers 10 af lees ons die wonderlike invloed wat 'n deugdsame, 'n gelowige en 'n liefdevolle vrou op haar man, haar huisgesin en almal om haar het. Koning Lemuel van Massa se moeder gee hier aan hom die wonderlike raad rakende so 'n vrou. Hierdie vrou wat so skaars is, soos ons nou in vers 10 gelees het. Geliefde, maar natuurlik is dit net so waar wat die gelowige man aanbetref. Want in Spreuke 20 vers 6 lees ons, wie sal 'n betroubare man vind? Die gelowige man, die deugdsame gelowige vrou, is dus kosbaar vir God. Maar vandag val die fokus hoofsaaklik op die vrou. Die besorgde moeder van die koning beskryf 5 eienskappe van so 'n vrou in Spreuke 31. Die koning moet spesifiek in sy vrou na hierdie eienskappe soek. Die eerste eienskap wat ons hiervan lees, geliefdes, is die persoonlikheid van hierdie vrou. So 'n vrou is werklik lief vir haar man en respekteer hom in onderdanigheid met dieselfde agting en liefde as wat die gemeente vir God moet hê. Ons lees daarvan breedvoerig in Efesiërs 5. Veral vers 22 tot 24 verduidelik hoe die vrou soos die gemeente aan Christus onderdanig moet wees. So 'n vrou se man en kinders weet, haar liefde vir hulle is onbeskryflik. Sy sal hulle nooit teleurstel nie. So 'n vrou word absoluut deur haar man en kinders vertrou. Dan in die tweede plek, haar toewyding as 'n tuiste skepper. So 'n vrou dra absoluut by tot die feit dat haar huis 'n oase is vir haar man. Na 'n lang dag se werk kan hy daar kom, moeg en honger en weet, in hierdie huis is daar altyd kos. Daar's altyd vrede. Daar's altyd liefde en vriendelikheid in oorvloed. Verder is die huis 'n oase vir elke kind, want hulle weet, hulle ma gaan met haar liefde en deernis absoluut seker maak dat hulle versorg is, want sy sorg liefdevol vir kos en klere en alles wat nodig is.
dikwels werk sy tot laat in die nag. Ja, en indien iets in die huis nodig is, maak sy 'n plan. En sy voorsien in liefde en in geloof aan alles wat nodig is. Sy sal dikwels haarself erg te nakom, sodat haar man en kinders genoeg kan hê van alles wat hulle nodig het. Hierdie vrou het duidelik nie 'n milligram selfsugtigheid of luiheid in haar nie. Verder is sy wonderlik simpatiek en met haar liefde is sy 'n ideale buurvrou. Die bure weet dat hierdie vrou met deernis gaan help as hulle enige nood ervaar. So 'n liefdevolle vrou sal altyd kos en klere gee, selfs verblyf reël as haar naaste in nood is. En belangrik om daarop te let wat vers 20 sê. Hierdie vrou gaan na die bure toe en vra of alles reg is by hulle. Sy wag nie tot die bure of die armes na haar toe kom om iets te kom leen nie. Hierdie merkwaardige liefdevolle vrou wil almal om haar net bedien en help. Sy steek haar hande uit na die behoeftiges, lees ons hier. Ook die manier waarop sy almal om haar in liefde leer, is pragtig. Geliefde, so deegsame vrou dra haar kennis en ervaring oor aan haar kinders en aan haar kleinkinders. Ook ander jong vrouens in die gemeente en in die gemeenskap leer by haar, soos ons onder andere in Titus 2 vers 3 en 4 lees. En dan sluit die moeder van die koning af, deur die geloof van hierdie vrou te beskryf. Alles wat so 'n vrou doen sy omdat sy waarlik 'n kind van God is. En ons weet, sy word deur die Heilige Gees gedryf om met liefde en simpatie om te gee vir almal om haar. So moeder se grootste begeerte is ook dat haar kinders en kleinkinders haar voorbeeld sal volg. En haar voorbeeld straal dit vandag uit dat sy 'n disipel van ons Here Jesus is. So vrou se seuns en dogters die grootste eer en respek vir haar. En omdat sy nederig is en 'n heilige respek vir die Here het, en omdat sy haar liefde vir God in haar huis uitleef, is haar man in die besonder baie lief vir haar. Hierdie man sal so deegsame vrou nooit ruil vir enige vrou op aarde nie. Daarom is daar in so 'n huis, waar die Spreuke 31 vrou is, nooit sprake van 'n egskeiding nie. Nee, geliefdes, die volgende is baie interessant en baie belangrik. Hierdie laaste hoofstuk van Spreuke was vir die Joodse gelowiges deur die eeue baie belangrik. Spreuke 31 vers 10 tot 31 noem ons 'n akrostiese gedig. 'n Akrostiese gedig. Jy hoef nie die naam akrostiese gedig te onthou nie, maar onthou net wat dit beteken. Dit beteken dat by so 'n gedig begin elke vers van die gedig, soos by Spreuke 31 vers 10 tot 31, sy eerste woord in die Hebreëus altyd met die volgende letter van die Hebreëse alfabet. Ons het dit vandag doelbewus so gelees. Vers 10, sy eerste woord in die Hebreëse alfabet, sy eerste woord begin met Alef, 'n A. Vers 11, sy eerste woord in die Hebreëus begin met 'n Bet, 'n B. Vers 12 begin met Dalet, met Gimel. Vers 13 met Dalet, vers 14 met He, ensovoorts. En dit was spesifiek, geliefdes, hoor mooi, dit was spesifiek so deur die Heilige Gees geskryf,
sodat elke Jood hierdie 22 verse van Spreuke 31 uit hulle kop uit kon leer. Jy weet mos, die volgende vers begin met die volgende letter van die alfabet. En so kon hulle dit maklik uit hulle kop uit leer. Dit is hoe belangrik God hierdie gedeelte in die Bybel beskou. Vir God is dit belangrik dat elke gelowige hierdie 22 verse uit hulle kop uit moet ken. Gelowiges behoort dit werklik te ken. Elke jong Joodse dogter moes weet, dit is hoe sy as vrou vir haar man moet ontwikkel. En elke jong Joodse seun moes weet, dat die vrou wat hy as sy vrou kies, aan hierdie eienskappe moet voldoen. En al die ouers het hulle kinders grootgemaak deur aan hulle seuns en hulle dogters Spreuke 31 te leer. Nou geliefde, ongelukkig kan ons nie elke vers in Afrikaans so vertaal nie. Daarom het die vertalers in die Afrikaanse Bybel die 22 Hebreëse letters van die alfabet hier ingeskryf. En vandag hoor ons in hierdie preek dat dit die doel van God is met Spreuke 31. Daarom het die Heilige Gees hierdie letters vooraan gesit, ook in die Afrikaanse Bybel. Geliefde, ons moet werklik ook aan ons kinders hierdie 22 verse leer. En ons moet ons opvoeding van ons dogters veral rondom hierdie 22 verse in Spreuke 31 bou. Verder word die belangrikheid van Spreuke 31 uitgelig deur die gedagte dat elke jong man moet bid dat hy so 'n vrou sal kry soos wat hier beskryf word. Natuurlik moet elke jong vrou bid dat sy 'n godvreesende en 'n getroue man sal kry vir wie sy so 'n Spreuke 31 vrou kan wees. Net deur die genade en liefde van God kan 'n mens so 'n metgesel en so 'n vertroueling in jou lewe kry. Geliefde, en as ons so na die eienskappe van die deegsame vrou hier luister, hierdie eienskappe wat hier bespreek word, dan beleef ons dat daar soveel susters in ons gemeente is, wat duidelik kan hierdie eienskappe uitleef. En ons loof en prys die Here vir sulke vrouens in ons as mans se lewens. Vrouens wat reeds van kleins af as 'n kind van God die Vader in en deur Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees as 'n gelowige lewe. Vrouens wat dit uitstraal dat hulle net goed vir almal om hulle bedoel. Vrouens wat nooit besluite neem waarby haar man, haar kinders en almal om haar nie absoluut sal baat nie. Geliefde, natuurlik weet ons dat dit dikwels moeilik gaan in die huis. Daar kom groot uitdagings soos wat onder andere die virus en ander terugslae meebring. Maar hierdie deegsame vrou pak al hierdie uitdagings in die geloof in God die Enig en met ywer en toewyding aan. Sy staan vroeg in die oggend op en kry alles reg vir daardie dag wat nou voor haar lê. Want alles moet reg wees, dink so 'n deegsame vrou terwyl sy beplan. Geliefde, en ons as mans pluk elke dag die vrugte van die deeglike, liefdevolle werk van ons deegsame vrouens. En ons loof en prys die Here vir so 'n vrou. En dis baie belangrik, broeder. Loof en prys jy die Here vir die vrou in jou lewe. Loof en prys jy die Here vir die deegsame vrou wat hy aan jou geskenk het. Verder, geliefdes, lees ons ook hier dat die vrou in die Bybelse tyd
die inkomste en alles wat deur die man, die vrou en die gesin ingekry word, met groot sorg en wysheid moes gebruik. En so is die deegsame vrou vandag steeds toegewyd en sorgsaam om nie die huis se geld en goed te mors nie. Sy weet, die geld en al die inkomste is 'n gawe van God, wat sy tot eer van hom en tot voordeel van die gesin moet gebruik. En nou die kern van die boodskap vandag. Geliefde, hierdie geloofseienskappe van die deegsame vrou en van die hardwerkende betroubare man is niks anders nie as die eienskappe wat ons Here Jesus wonderlik en volmaak aan ons kom leer het. Hierdie is die eienskappe wat Christus volmaak het. Ons Here Jesus het die bediening van geliefde ma's en pa's volmaak kom verduidelik deur hierdie bediening vir ons voor te leef. Hy het ons byvoorbeeld kom wys hoe lyk volmaakte liefde en simpatie. By die bad van Bethesda was 'n man wat 38 jaar lank siek was. En dan kom ons Here Jesus uit die tempel uit en hy stap daar by die bad van Bethesda verby en dan sien hy hierdie man. Dan loop hy nie verby. Here Jesus steek vas. Hy stap na hierdie man toe. En hy maak liefdevolle bemoeienis met hom. En dan help hy hom volmaak deur hom te genees. So het ons Here Jesus met die blindes, die melaatses, die wat honger was, en met elke geringste gedoen. En daarom moet ons as gelowiges hom hierin navolg. As 'n getroue disipel van ons Here Jesus, moet ons ook simpatiek en liefdevol teenoor almal om ons optree. En ons weet, die gelowige vrou kan nooit soos die deegsame vrou van Spreuke 31 leef in haar eie krag nie. Sy kan nooit 'n navolgingswaardige disipel van Jesus in haar eie krag wees nie. Nee, net met God die Heilige Gees in haar hart kan sy die vrou wees wat ons nou beskryf het. Die gelowige vrou se geheim lê in 1 Johannes 4 vers 15. Ons lees daar: elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Dit is die wonderlike nuus. Die gelowige vrou hoef nie in haar eie krag te probeer om so 'n deegsame vrou te wees nie, want sy gaan dit nie reg kry nie. God skenk hierdie gawe aan die gelowige vrou deur sy Gees wat in haar hart is. Die vraag is nou, suster, leef jy hierdie eienskappe van die geloof in God drie-enig uit, soos wat die Here hier in Spreuke 31 beskryf? Sien jou kinders in jou dat jy werklik 'n vrou is wat so as kind van God die Vader leef, soos die Spreuke 31 vrou? Deur die eeue het ons hierdie deegsame vrouens beleef. En die rede is, hulle het werklik as disippels van ons Here Jesus geleef. En hulle het hierdie disipelskap en pragtige eienskappe van Jesus in geloof aan hulle kinders voorgeleef. Maar hierin lê ook 'n ernstige waarskuwing. Almal wat nie in Jesus Christus as die Seun van God glo nie, gaan nooit hierdie goddelike eienskappe aan hulle kinders kan voorleef. Die Hindu, die Islam, die ateïs, hoe op aarde gaan hy hierdie deegsame kwaliteite wat God in sy woord beskryf aan hulle kinders voorleef? Hulle kan nie. Daarom beleef mense deur die eeue, soos ook vandag,
'n vervalle, rebelse klomp kinders, wat geen respek vir God of vir sy woord het, wat opstandige houdings het, wat duidelik hulle ouers en almal om hulle minag. Hierdie minagting kom juis in 'n groot mate van kinders wie se moeder haar plig in die huis versuim het. Ons het in die inleiding gehoor wat so 'n moderne en liberale ma se houding is. Geliefde, die Here het vandag aan jou en my hierdie ernstige waarskuwing gebring, sodat elke vrou en elke man wie se verhouding met God nie reg is nie, dit binne en in afhanklikheid van God, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, kan regmaak. Ons moet onsself in die spieël van Spreuke 31 kyk, veral die vrou. En dan, as ons besef dat ons regtig tekortskiet, moet ons tot inkeer kom. En moet ons, terwille van ons kinders, ons knieë voor God pleit, dat hy ons help op hierdie pad. Mag ons ewige almagtige God elkeen van ons deur sy Gees lei om met alles wat ons het in Jesus Christus te glo. Geliefde, want dit is die anker vir sukses as gelowige deegsame vrou en as getroue gelowige man. Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Mag elke vrou hier, elke moeder wat hierna luister, deur hierdie geloof ons dogters lei om sulke deegsame vrouens te wees, deur hulle lewe vir hulle mans. En mag ons as mans, deur ons navolgingswaardige geloof, deur as disippels van ons Here Jesus te lewe, ons seuns lei om getroue en liefdevolle mans vir hulle vrouens te wees. Want dit, geliefde, hierdie gesindheid as gelowige kind van God, is die oplossing van die wêreldse krisis met sy jeug. Dit lê in die terugkeer van die ouers na God toe. Mag God die Heilige Gees ons elkeen daarin help, sodat ons hierdie blye boodskap van die deegsame vrou in Christus en die getroue man as disipel, dat ons dit sal uitleef oral waar ons gaan. Amen. Liefdes, kom ons dank die Here in die gebed. Driemaal heilige, drie enige, almagtige, ewige God. Baie dankie Here vir hierdie aangrypende gedeelte uit u woord vandag. Ons besef wat 'n groot uitdaging dit is om werklik volgens u woord te leef. Ons kyk in die spieël van die Bybel en besef hoe ver ons tekortskiet. Hemelse Vader, ons bid vandag vir elke suster in hierdie gemeente. Ja, vir elke suster van ons in die geloof in Christus Jesus oor die hele wêreld. Ons weet hoe lief hulle u het en hoe hulle mans en hulle gesinne so wonderlik bedien. Ook dat hulle op soveel terreine van u gemeente hier pragtige werk doen. En ons wil u vandag in die besonder loof en prys, Here, vir elke toegewyde gelowige suster in hierdie gemeente. En ons wil u vra, Here, lei elkeen van ons om hulle werklik so te bedank en om in dankbaarheid teenoor u te lewe, omdat u sulke vrouens aan ons geskenk het. Ons vra u, Here, lei elkeen van hierdie susters om verder deur u Gees te ontwikkel tot die vrou wat hierdie merkwaardige Spreuke 31 beskryf.
Mag hulle ook 'n generasie kinders opvoed en lei, wat as burgers van u koninkryk sal leef, te midde van alles wat in hierdie wêreld gebeur. Ons loof en ons prys u, dat u so duidelik aan ons die noupad van die geloof bring in u woord. Vader, lei ons elkeen deur u Gees op hierdie pad. Hemelse Vader, ons dra in die besonder ook nou elke sieke in u gemeente aan u op. U ken hulle elkeen by die naam. Wil u hulle genees, Here, as dit u wil is. Wil u hulle styf teen u vashou. Elkeen wat hierdie virus het, elke kind van u oor die hele aarde wat nou sukkel, Here, hou hulle styf teen u vas. Ons bid ook vir almal wat eensaam is in hierdie tyd, wat nou in afsondering in 'n klein woonstelletjie sit. Here, ons bid ook vir almal wat honger is, almal wat in hierdie tyd nie behoorlike klere het teen die koue nie. Heilige Gees, gebruik ons om na hulle uit te reik en te help waar u ons lei. Liefdevolle Vader, en dan wil ons u loof en prys vir alles wat u aan ons as gemeente skenk, waarmee ons die behoeftiges en geringstes kan help. U het in die afgelope tyd meel, vleis, geld, te veel om op te noem, uit u Vaderhand geskenk. En ons loof en ons prys u daarvoor. Vader, ons vra u ook, vergewe asseblief al ons swakheid en sonde. Vergewe elke suster daar waar sy nie 'n Spreuke 31 vrou was nie. Elke man, vergewe ons Here, waar ons nie getroue disippels van u was nie. En lei ons nou op hierdie ewige pad. Ons bid dit van u Vader, in die naam van u Seun, ons Verlosser en Here, Jesus Christus, en deur die krag van u Heilige Gees. Amen. O Heer my God, as ek u wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe die dit elke dag so onderhou, dan moet ek wanneer die hele skepping
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan die toekoms in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Geliefdes, net die volgende verjaarsdag wat ons van Suster Marita ontvang het. Maandag die 5de Julie verjaar Christopher de Giusti wat 'n belydende of in die belydennisklas is, 'n finale jaar. Ou Christo is regtig 'n besondere kind van die Here. Dan Dinsdag die 6de Julie is dit broer Frik Grobler. Hulle is by Tsanin, daar heerlik by die eiland, hou hulle vakansie, hulle is swaalkies. Hulle gaan so vir 3 maande soontoe. Broer Frik verjaar Dinsdag. Woensdag die 7de Julie is dit Suster Esmy Klaasen en Tannie Rina van Wyk. Pragtige Tannie Rina van Wyk wat 'n geliefde lidmaat hier by ons is. Suster Esmy is nuwe lidmate. Ons het eergister het ons 'n bietjie saam gekuier. Donderdag die 8de Julie is dit Nikkie van der Merwe. Vrydag die 9de Julie is dit Essie Forsie en broer Andrei van Rensburg. Tannie Annie van Rensburg, Tannie Annie van Rensburg, Vrydag die 9de Julie, Saterdag die 10de Julie is dit Hector Murray. Baie geluk aan elkeen van hierdie geliefdes met hulle verjaarsdag. Mag dit vir hulle werklik 'n besondere jaar wees waarin die Here hulle gaan seën en waar hulle die wonderlike genade en liefde van God gaan ervaar. Dan die huweliksherdenking. Baie geluk aan hom Dirk en Tannie Charlotte Hanekom met hulle 54ste huweliksherdenking op die 8ste Julie. Die donderdag die 8ste Julie is hulle 54 jaar getroud en dan Tom en Ista Foster met hulle huweliksherdenking op die 12de Julie. Ons het nou eendag by hulle gaan huisbesoek doen. Ek dink hulle is nou 33 jaar. Ek dink dis omtrent 33 jaar. Maar baie geluk ook aan hierdie broer en suster, hierdie 2 broers en susters met hulle huweliksherdenking. Ons bid dat die Here hulle ook gaan seën en vir baie jare nog vir mekaar en ook vir ons sal spaar. Geliefdes, baie dankie, 'n geseënde dag vir julle.